Goeiemôre. Jy luister na die 55ste oordeenking in die reeks Kopskuif en vanoggend praat ons oor die 8ste dryfkrag vir optimale breinfunksionering, naamlik leer. Die menslike brein het die merkwaardige kapasiteit om te leer en nuwe kennis te versamel. Dis eintlik onbeperkte vermoë. Die hippocampus is verantwoordelik vir geheue en om nuwe kennis te stoor. Julle sal onthou uit oordeenking 38 dat die hippocampus verantwoordelik is ook vir ruimtelike geheue en dat die hippocampus van taksibestuurders beduidend groter is as die algemene bevolkingssin. Soos wat ons die brein gebruik, word die kapasiteit daarvan verhoog. Dit is juis in die hippocampus waar neurogenesis plaasvind, die vervaardiging van nuwe neurone. Ons het dus nie net x aantal breinselle vir die res van ons lewe nie. Ons brein is die hele tyd aan die vervaardig, of, as ons verkeerd leef, besig om dit te verloor. Kroniese stres, slegte slaappatrone en ongesonde dieet beïnvloed hierdie proses besonder negatief, terwyl goeie gewoontes dit aanmoedig en in die besonder wanneer ons oop is vir nuwe inligting. In kort, oop is om te leer. Toe ek klein was, het ek leer gekoppel aan eksamen. 'n Proses wat nou regtig nie te lekker was vir my nie en my speeltyd, slaaptyd en angsvlakke negatief beïnvloed het. Maar vandag kyk ek terug op my lewe en ek wens ek het geweet hoe lekker leer eintlik is, veronderstel is om te wees. 'n Mens leer elke dag iets nuut, lui die gesegde. Dit klink soms cliché, maar is absoluut waar. 'n Dag waarin jy nie iets geleer het nie, is eintlik 'n vermorste dag. Ons leer deur boeke te lees, na mense te luister wat meer as ons weet, dikwels na kenners. Ons kry inligting deur programme op TV of radio. Ons leer deur ervaring. Die sielkundige Jordan Peterson verwys na die gewilligheid van die mens om te leer as openness. Hy beskou dit as een van die belangrikste menslike kwaliteite, die openheid vir nuwe inligting, om ervaring op te doen, die erkenning van nuwe patrone, die geneigtheid van 'n persoon om ontvanklik te wees vir kreatiewe denke, om nuwe inligting te verwelkom, om die inligting te inkorporeer en nuwe verbintenisse te maak tussen daardie inligting. Dit lei daartoe dat 'n mens meer insig begin kry, vinniger nuwe inligting beoordeel, of dit bruikbaar is of nie. Nie alle inligting is bruikbaar nie. Wanneer jy byvoorbeeld ure lank op die bank sit en TV kyk, kry jy voortdurend nuwe inligting, maar daardie inligting is basies onbruikbaar vir lewe. Ja, jou brein mag dalk dopamien afskei met 'n heerlike gevoel terwyl jy daar sit en die Netflix-reekse deurwerk, maar in effek het dit nie gelei tot 'n openheid om nuwe, bruikbare inligting te kry nie. Natuurlik is daar geskiedenisprogramme, opvoedkundige programme, natuurprogramme wat meer inligting vir jou bied. Maar uiteindelik moet 'n mens ook beoordeel of daardie inligting bruikbaar is om jou lewe meer sinvol te leef. Die probleem in die wêreld waarin ons leef, is dat daar so 'n ooraanbod aan inligting is. Ons word gebombardeer met inligting. Baie van hierdie inligting is interessant, maar dit vra besondere wysheid om 'n keuse te maak vir die inligting wat my brein kan hanteer. Indien my brein oorlaai word met al hierdie inligting, dan word dit eintlik soos 'n rekenaar wat te veel spam het daarop. Dit word gebruik om al hierdie onnodige inligting te probeer verwerk, terwyl die allernoodsaaklike berekeninge en verwerkinge uiteindelik nie kans kry om doelgerig plaas te vind nie. Sodra mens nuwe inligting versamel, wat inskakel by alles wat ons tot dusver in die reeks oor gepraat het, help hierdie nuwe inligting ons om ons verhouding met God te verdiep, ons verhouding met die mense om ons te verdiep, beter te kommunikeer, meer empaties te reageer, sinvol tyd saam te spandeer en kreatief saam die lewe te leef. Dit help ons om gesonder te eet, sodat ons gesonder keuses maak,
ons meer optimisties is oor lewe, die keuses wat ek maak, my eie vermoëns, my kapasiteit om 'n sinvolle bydrae te maak tot die planeet waarop ek leef. Dit help my om meer kreatiewe oplossings te vind vir die probleme, uitdagings of geleenthede wat oor my pad kom. Kennis, bou op kennis. En dit word geïntegreer op 'n manier wat die som totaal van my menswees onherhaalbaar interessant, uniek en onmisbaar maak. Dink daaraan. Die som totaal van jou kennis en die integrasie daarvan maak jou menswees onherhaalbaar uniek, interessant en onmisbaar. Daar is niemand soos jy nie. Jou hippocampus neem daaglikse inligting in en stuur dit na al die toepaslike dele van die brein waar daardie inligting gestoor word. Jy ontwikkel die vermoë om lateraal te dink. Jou hele brein lewe op en jou kreatiwiteit verhoog. Nuwe neurologiese bane word deurlopend gevorm wat die vervaardiging van nuwe neurone, breinselle bevorder. Om te leer is wesenlik die brein se aktiwiteit om nuwe neurologiese koneksies te vorm. Ek hoop jy begin die geheelbeeld kry dat al hierdie dryfkragte vir optimale breinfunksionering interafhanklik is. Dit is die onderdele van 'n groter geheel. Miskien is ons wesenlik besig om al meer en beter te verstaan hoe die Here ons bedoel het om te wees. En wanneer ons hierdie prentjie beter verstaan, is dit vir ons makliker om die res af te trek. Hoe God my bedoel het om te wees, minus die res. Kom ons bid saam. Here, onse Here, hoe absoluut wonderlik het U ons nie geskape nie. Die feit dat ons verwys na neurogenesis, die vermoë wat U vir ons brein gegee het om te kan skep, nie te vervaardig. Laat ons terugdink, Here, aan die absolute wonder waarmee U die skepping en ook vir my geskape het. Here, gee ons die wysheid om inligting te sif, om dit wat ons inneem te beoordeel. Help ons om te verstaan wat goed en heilsaam en aanneemlik is, en die res te ignoreer. Here, dankie, dat U deur U Gees ons help, om die unieke, onherhaalbare en onmisbare mens te wees, wat U ons bedoel het om te wees. Help ons om dit te sien, en die res af te trek. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.